Goeiemôre almal. Ek hoop almal het 'n fantastiese vakansie en feestyd gehad en sommer so van my Monozell se kant af voorspoedige nuwe jaar vir almal. Nou amptelik uiteindelik kom ons hier by uit weer. So voorspoedige nuwe jaar vir almal, mag dit vir een en elkeen 'n besonderse goeie jaar wees, vol vreugde en vol seëninge. En dan wil ek ook sommer net so noem, ons almal is nou aan die gesonder kant van die spektrum, so maar baie dankie dat julle ook so verstaan het dat ons die laas Sondag hier kon wees nie. 'n Nuwe jaar en 'n nuwe begin. Ons is hierso en ek weet 2025 was vir baie mense 'n rowwe jaar gewees. Ek dink dit was een van die mees onseker jare gewees. Maar tog kyk ons vandag vorentoe. Ons kyk na 'n nuwe jaar. Ons kyk na 2026 met opgewondenheid. Ons sit hier vanoggend met 'n stuk vrede, want ons weet deur die genade is ons hier. En ons weet deur die genade gaan ons ook so hierdie jaar kan aanpak en alles wat voor lê. Van Dawid, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Jesus leef en ons met hom. Genade en vrede vir julle. Van God die Vader wat alles gemaak het. Genade en vrede van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het. Genade en vrede deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil asseblief al die kinders vra om vir ons na vore te kom. Julle kan almal hier voorkom sit. As jy alleen wil kom, is jy meer as welkom. As jy saam oupa of ouma of mamma of pappa wil kom, is jy meer as welkom. Maar ek wil al die kinders nooi om hier voor te kom sit, jonk en oud. Ek sê altyd vir my sussie, ek is ook iemand se kind, so almal is iemand se kind, so as jy regtig hier voor wil kom sit, is jy meer as welkom. So, ek het tot die rugbybal wat ek hier gehad het vir oggend, het ek verloor. O, hierso is hy. So, nou dit genoem, dis 'n rugbybal, né? So, julle almal ken rugby, né? Is dit jou boetie se bal? Baie dankie dat ons hom kon leen. Want die dominee het al sy balle by die huis vergeet. Wie van julle weet hoe lyk 'n golfbal? Dis 'n klein balletjie, hy gaan baie maklik deur 'n glasvenster ook, as julle gewonder het. Wie van julle ken 'n cricketbal? Tennisballe. Sien, daar's baie verskillende sporte daar buite. Nou wat gebeur as jy die bal slaan en hy gaan nie waar jy wil hê hy moet gaan nie? Of as jy die bal skop en hy gaan nie waar jy wil hê daai bal moet heen gaan nie? Jy word ongelukkig, nê? Of as jy 'n doel wil skiet, 'n netbal, en jy mis die hele tyd en jy gooi hom op die rand. Of jy skop 'n bal en dan skil jy hom hierso links. Of vir die golfspelers al buite wat 'n feit ken wat so te algemeen is. Baie keer as ons sport doen, dan slaan ons en ons skop die bal, maar dan gaan hy nie waantoe ons wil hê hy moet gaan nie. Sê my bietjie, gee jy dan op of hou jy dan aan probeer en dan doen jy dit weer? Wat doen julle? Jy hou aan en jy probeer weer, né? Yes, ek like dit. Ek hou van die manier hoe dit gedink, hoe jy dink. Baie keer in ons eie lewens gebeur dinge ook nie soos wat ons wil hê dit moet gebeur nie. En dit is hoekom ons tema vir vandag is: gee ek op of gee ek oor? En ons gaan nou kyk oor wat dit beteken. Gaan julle dit onthou? Gee ek op of gee ek oor? OK. Voor ons uit die Bybel en die storie lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend hier by die kerk kan wees. Dankie dat ons vanoggend lekker kon liedjies sing en U naam loof en prys. Here, dankie vir mamma en pappa wat saam met my vandag hier is. Here, baie dankie vir al U liefde, vir al U genade. Dankie dat ons weet
U is elke liewe oomblik by ons. Here, as ons vanoggend uit die woord lees, help ons om te verstaan en te onthou wat hierdie storie vir ons wil vertel. Amen. So ek gaan vir ons 'n kort gedeelte lees uit Johannes 21 vers 15 tot 19 en dan gaan ek weer soos wat ons aangaan, gaan ek vir julle die storie vertel. Maar julle sal nie glo nie, ek kon net nie hierdie storie in 'n kinderbybel kry nie. Maar as ek die storie lees, sal julle verstaan hoekom. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle. Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword omdat hy 'n derde keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Amen, amen. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Net tot sover. Ons tema vir vanoggend is: gee jy op of gee jy oor? Maar om dit te verduidelik, gaan ons twee spanne maak. Ons sien ons almal weet rugby, tennis, nee, ek ook nie tennis nie. Rugby, cricket, hockey, netbal is al spansporte. Maar jy kan tennis ook in spanne en dubbel speel en selfs golf speel hulle deesdae in spanne. Nou ons gaan twee spanne maak vanoggend. Die opgee span en die oorgee span. En dit gaan alles soveel makliker maak. Want as ons dit kan duidelik maak, gaan julle verstaan wat ons moet doen. So, Jaco, jy kan vir ons daar is so 'n slide, ek dink is 2 slides van nou of dalk ja, daar is hy. So die opgee span is die span wat altyd sê ek los dit. Ek wil nie meer nie. Die span wat sê maar ek is nie goed genoeg om dit te doen nie. Die span wat sê dit help nie om weer te probeer nie, ek gaan nou maar net ophou. Of om te sê ek is oor dit. Ek gaan nie aangaan nie. Gaan julle dit onthou? Dit is die opgee span. Gaan julle onthou wat sê opgee span? Die oorgee span is die span wat sê ons gaan aan. Die span wat sê maar ek kan hierdie doen. Die span wat sê Jesus, ek kan hierdie nie self doen nie, help my om aan te gaan. Dit is die oorgee span. En die belangrikste van die oorgee span, dit is die span wat vir liewe Jesus vertrou. Dit is die span wat vir liewe Jesus elke dag vra om hom te help. Gaan julle dit onthou? Wat is die opgee span? Wat is die opgee span? Ek het nou net gesê, dit staan op die bord. Is 'n bietjie klein. Dis die span wat nie wil aangaan nie, nê. En die oorgee span, dis wat jy nou gesê het, jy het nou gesê. Dis die span wat sê, ons gaan altyd aanhou probeer. Nee, kan ek sommer nie sweeties. Kryf julle elkeen 'n sweetie, kom, suiker sal julle energievlakke sy, kryf julle elkeen 'n sweetie. Lekker chomps. So, nou dat ons weet, wat is die opgee en die oorgee span, wat dink julle wil liewe Jesus hê ons moet doen? Dink julle hy wil hê ons moet opgee, of dink julle hy wil hê ons moet oorgee? Oorgee, baie mooi, yes, well done.
So sweetie, ek het geweet die sweets gaan werk soos 'n bom. Dit werk altyd. So hy wil hê ons moet oorgee. Nou ons het 'n storie hier gelees vanoggend uit die Bybel uit oor Petrus. Petrus was iemand vir wie Jesus baie lief was. En Petrus was ook baie lief vir Jesus gewees. Hulle was beste vriende gewees. Hulle was groot maats gewees. Hulle het baie met mekaar gesels en baie met mekaar gewonder en gevra hoe gaan dit en baie dinge saam gedoen. Petrus was een van Jesus se grootste vriende. Petrus is ook 'n disipel gewees, wat beteken hy het alles gelos om vir Jesus te volg. Maar eendag, toe kom daar mense by Petrus en hulle vra vir hom 'n moeilike vraag. Hulle het hom 3 keer die vraag gevra. Jy sien, Petrus was nie op 'n lekker plek gewees nie. Petrus was bang gewees. Hy was bang want daar was baie mense rondom hom gewees. Hy was bekommerd gewees. Hy was moeg gewees. Hy was alleen gewees. Hy was onseker gewees want hy het nie geweet wat gaan nou gebeur nie. En hy was te mekaar gewees. En toe vra die mense vir hom, Petrus, ken jy vir Jesus? Onthou julle die storie? En wat het Petrus toe geantwoord? Wie weet wat het Petrus toe gesê? Wat dink julle moes Petrus gesê het? Toe die mense vir Petrus, Jesus se beste vriend vra, ken jy vir Petrus? Mens sal dink hy het ja gesê, né? Maar Petrus het nie ja gesê nie. Petrus sê toe nee. Petrus het toe nou 'n groot fout gemaak, né? Want hy was Jesus se beste vriend gewees en hy het gemaak asof hy hom nie ken nie. En hy het 'n fout gemaak. En Petrus het gedink, dit is die einde. Petrus het gedink, dit is nou verby, ek het dit nou geblaas, ek gaan nou nie meer Jesus se vriend wees nie, ek gaan nie meer 'n disipel wees nie, ek gaan nou maar net opgee. Kan julle verstaan hoekom Petrus so gevoel het? Na hy basies sy verlosser en sy beste vriend verraai het. Sien ons wat hierso sit, jy en Boetie en Sissie, julle 2 sissies, die ding is, ons almal maak foute, né? Ons almal doen goeders wat nie reg is nie. Ons almal kom op 'n punt wat ons sê, maar Jesus, ek is net nie goed genoeg nie. Jy probeer jou beste by 'n sport of 'n rugbywedstryd, maar jy verloor. Jy leer so hard vir 'n toets, maar jy doen net nie goed nie. Jy probeer vriendelik wees met al die maatjies by skool, maar dan kom daar iemand en dan is hulle lelik met jou. Jy sien ons almal gebeur daar dinge mee wat nie lekker is nie. Maar dan kom die vraag, as hierdie goed gebeur, as ek 'n rugbywedstryd verloor, as ek swak doen in 'n toets, as 'n maatjie met my lelik is, gaan ek opgee of gaan ek oorgee? Dis wat ek wil hoor. Ja, julle almal kry nog 'n sweetie. As iemand 'n vraag antwoord, dan kry almal 'n sweetie. So dis wat ons moet doen. Ons moet oorgee. Want dit is presies wat Jesus met Petrus gedoen het. In die storie wat ons vandag gelees het, het Petrus 'n groot fout gemaak. Dit was sleg. Dit het nie goed gegaan nie. En toe kom hy by Jesus en toe dog hy, maar dit is nou verby.
Jesus kom nie by Petrus en sê vir hom, hoekom het jy dit verkeerd gedoen nie? Hy kom by hom en hy sê vir hom, Petrus, is jy lief vir my? En Petrus antwoord 3 keer, ja Here, U weet alles. U weet dat ek vir U lief is. Sien, dit werk in ons eie lewe ook so. Net omdat slegte dinge gebeur, beteken nie ons is slegte mense nie. Jesus is nog steeds lief vir ons as ons 'n rugbywedstryd verloor. Jesus is nog steeds lief vir ons as dit nie goed gaan met 'n toets waarvoor jy geleer het nie. Jesus is nog steeds lief vir jou as 'n maatjie met jou lelik is. Jesus is nog steeds lief vir jou al gaan dinge nie soos wat dit moet gaan nie. En al gaan dinge soos wat dit nie gaan nie. Dit beteken nie Jesus is kwaad vir jou nie. Jesus het jou alleen gelos nie. Wanneer ons 'n rugbywedstryd verloor, of wanneer 'n maatjie lelik is met ons by skool, of wanneer ons swak doen in 'n toets, of wanneer dit sleg gaan, dis juis dan wat ons moet oorgee. Want om oor te gee beteken ons vertrou Jesus. Dit beteken ons sê Jesus is by my. Dit beteken ons sê ek is nie alleen nie. Dit beteken ons sê maar Jesus sal my help met die volgende rugbywedstryd. Hy sal my help met die volgende toets. Hy sal my help met die volgende maatjie wat lelik is met my. Hy sal my help met die volgende eksamen. As ons in hierdie week dalk 'n fout maak, iets doen wat verkeerd is, iets wat nie lekker is nie, of ons bes probeer en dit werk nie uit nie, wat gaan ons dan doen? Gaan ons opgee of gaan ons oorgee? Oorgee. Ons gaan vir Jesus sê, Jesus, hier is ek. Hier is al hierdie probleme en hierdie dinge waaroor ek stres, waaroor ek bekommerd is, waaroor ek wonder. Ek weet U is by my. En daarom gaan ek nie opgee nie. Ek gaan aanhou. Ek gaan opstaan en ek gaan weer probeer. Gaan julle dit onthou? 'n bal in ons lewe, of dit nou 'n rugbybal is wat ons skop, of 'n golfhou wat ons slaan, metafories gesproke, gaan soms skeef gaan, of in die water beland. Maar mag ons weer probeer. Ons lewe loop kromdraaie. Ons weet nie wat voor lê in hierdie jaar nie. Maar Jesus kom vanoggend na een en elkeen toe van ons en hy sê, maar ek is by jou. Vir ons volwassenes, terwyl ons vandag vir ons kinders leer om te sê ek gee nie oor nie. Ek gee nie op nie, ek gee oor. Kom God en hy sê vir ons iets kosbaars. Hy gee vir ons nie noodwendig 'n belofte van 'n maklike jaar nie, maar 'n belofte dat hy by ons sal wees. Dat hy saam met ons sal wees. Dat maak nie saak hoe dit gaan nie. Maak nie saak wat môre gebeur nie. Dat hy by ons is. Daar's 'n algemene sêding in golf, dat as jy op die volgende hou wil fokus, moet jy van die vorige ene vergeet. Kom ons gaan en ons fokus op môre. Ons los die sleg agter ons. Dit het gebeur. Ons vat wat ons daaruit kan vat en ons weet, maar God is môre saam met ons. Kom ons probeer môre weer. Ons is nie perfek nie. En ons hoef nie die perfekte spel van die lewe te speel nie. Al wat ons moet doen is, ons moet dit saam Jesus speel. Mag ons hierdie jaar instap met hoop, met ligte harte,
met getroue en geloof en weet, ons kan elke dag, maak nie saak wat gebeur nie, daardie dag aan die Here oorgee. Amen. Ons hemelse Vader, dankie dat ons met hierdie versekering, hierdie belofte van teenwoordigheid, hierdie belofte van liefde, wat teenwoordig is, wat lewendig is, hierdie jaar kan aanpak. Here, ek wil graag vanoggend hierdie kinders aan U opdra. Ek wil hierdie ouers aan U opdra. Ek wil die gemeente aan U opdra. Ek wil U een en elkeen aan die hand vat en hierdie jaar saam met hulle loop, deur die moeilike tye, saam in die goeie tye. Dankbaar, wat ons weet, U is by ons, nou en vir altyd. Amen.